Hartlike goeiemôre geliefdes aan elkeen van u, lekkerte om weer so saam te wees met die gebed van ons harte dat Vader Jahwe alleenlik sal verheerlik word in vanmôre se woord, ook in elkeen van ons harte. Terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Almagtige ewige Vader, U wat van ewigheid tot ewigheid is. Vader Jahwe, U wat nie kan lieg of nie kan jok, nie kan verander. Vader wat nooit teleur kan stel nie. Want U is die Almagtige van hemel en aarde. Vader Jahwe, bo die verganklikheid van ons as mense, ondenkbaar groter as enigiets wat ons werklik ken hier op hierdie verganklike aarde. Is U die volmaakte, die heilige, die ewige. En Vader Jahwe, daarom buig ons voor U, in erkenning van U grootheid en U almag. Dankie dat ons wat maar nietig stof is en wat swak is en nietig is en so dikwels teleurstel en tekortkominge het, Vader Jahwe, dat U met al ons swakhede medelee het. En ons nog steeds as kinders aanneem, ten spyte van ons swakhede, ten spyte van ons nietighede. En daarvoor sê ons vir U dankie, dat U ons liefhet met 'n ewige liefde, wat ook ons sonde en ons nietigheid bedek, sodat ons voor U kan staan in die reinheid en in die heiligheid van Yeshua, ons Messia. Dankie dat ons ook kan vra, word U in ons samesyn verheerlik ook vanmôre. Ons dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, ons kom vanmôre en ons is die eerste deel, vanmôre se boodskap is die eerste deel van 'n tweedeel boodskappe rondom die oordeel oor Israel en Jerusalem. Die oordeel oor Israel en Jerusalem. Nou in die eerste deel kyk ons spesifiek na twee gelykenisse van Yeshua en dan sy oordeel wat hy uitspreek met die oog op Jerusalem en Israel. En in deel 2 gaan ons kyk hoe hy dit verder profeteer en die voltrekking van daardie oordeel. Voor ons begin, almal van ons hier is goed bekend met die gedagte dat Jahwe se wingerd is Israel. Ons lees in Jesaja 5, jy hoef nie so intoe te blaai nie, want dis nie ons teksgedeelte, maar dis ter inleiding. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. En dan sê hy in vers 2, en hy het dit omgespit en die klippe daaruit gehaal en dit beplant met edelwingerdstokke, en hy het 'n toring daar binne gebou en ook 'n paarskyp daarin uitgekap. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Hierdie wingerd van Jahwe wat Jahwe plant, wat hy met 'n edelwingerdstok plant, hy maak dit skoon, hy bou 'n toring daarin, hy haal al die klippe uit, hy maak 'n paarskypkap uit daarin. Alles wat Jahwe met hierdie wingerd van hom doen, met Israel doen, met hierdie verwagting dat die wingerd vrug sal voortbring. Die hartseer deel vers 7, van die wingerd van Jahwe van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging, en hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting, op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu. Jahwe plant hierdie wingerd, edelwingerdstok, maak hom skoon, benat hom, doen al hierdie moeite, sodat hierdie wingerd vir hom kan vrug voortbring. En dan in plaas daarvan dat dit vrug voortbring, sê die woord vir ons, maar wat was daar? Daar was bloedvergieting. En wanneer ons dit in gedagte hou, dan sien ons hierdie as 'n agtergrond met Yeshua se prediking. Wanneer Yeshua dan besonderlik na Juda toe kom, want onthou, u kan onthou, die 10 stamme is
op daai stadium in die verstrooiing, hulle het die skeybrief ontvang in Jeremia 3 vers 8, en daarom is dit Juda wat voor die aangesig van Jahwe verskyn, en Joshua wat besonderlik tot Juda spreek. En dan met hierdie agtergrond, dat al die werk wat Jahwe so ver met sy wingerd gedoen het, uiteindelik net bloedvergieting voortgebring. Kom ons blaai nou saam na Matteus 21 vers 33 toe. Matteus 21 vers 33, ons gaan lees tot en met vers 41. Matteus 21 vers 33 tot 41. Luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het, en hy het 'n heining daarom gesit en 'n paarskyp daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou, en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. En toe dit vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en een geslaan, en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met die net so gemaak. Op laas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ons sien. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam. Kom, laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem, en hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen? Hulle antwoord hom, die slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. Geliefdes, hierdie gelykenis wat Joshua vertel van die landbouers. Ons sien in vers 45 die erkenning dat hierdie landbouers verwys, vers 45, en toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenis hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek. Hierdie owerpriesters en fariseërs, die leiers van die volk, die persone wat Jahwe aanstel oor die volk, om die vrug van die volk te wil voortbring, dis hulle waaroor hierdie gelykenis gaan, en dan by implikasie ook die hele volk. Want as die leiers nie vrug dra nie en vrug voortbring in die volk nie, dan dra die volk ook nie vrug nie. Die woord sê met die vrugtetyd, het Joshua, of het hierdie eienaar, dit is Jahwe, na hierdie wingerd wat Israel toe is gestuur om vrugte te ontvang. Matteus 3 vers 8 verduidelik vir ons hierdie vrugte wanneer hy sê, vrugte dra dan vrugte wat by die bekering pas. Die bekering en die aanvaarding van Joshua en die aanvaarding van die evangelie dra 'n sekere vrug. En waarna Joshua besonderlik verwys dan nou is die geskiedenis van die volk Israel, wanneer Jahwe vrug nadat hy sy wingerd voorberei het, wanneer hy vrug by sy wingerd wil hê, naamlik gehoorsaamheid aan die woord en die wil van Jahwe en die wet van Jahwe, en dan besonderlik in die tyd van Joshua, gehoorsaamheid aan die evangelie wat Joshua verkondig. Joshua getuig hier dat hierdie landbouers, daar word na hierdie landbouers toe gestuur om vrug te kry, het julle geluister na hierdie evangelie, dra julle die vrug van hierdie evangelie. Maar in plaas daarvan dat die landbouers vrug voortbring en vrugte wys en gee aan die eienaar, of vir daardie diensknegte om aan die eienaar te neem, nee, in plaas daarvan slaan hulle hierdie diensknegte, vers 35, maar die landbouers het sy diensknegte geneem en die een geslaan en die ander een doodgemaak en die ander een gestenig. En dis die verhaal van Israel deur al die eeue, hoe hulle die profete en die gesandte van Jahwe, in plaas daarvan om na hulle woord en hulle stem te luister van Jahwe, maak hulle dood. Jeremia 20 vers 2, toe het Pasher, die profeet Jeremia, geslaan en hom in die blok gesit, wat in die boonste poort van Benjamin was, by die huis van Jahwe. In plaas van om te luister na die woorde van Jeremia, slaan hulle hom blokke. In plaas van hom gehoor te gee, gooi hulle hom in 'n put.
Isebel in 1 Konings 18 vers 4 roei die profete van Jahwe uit. In plaas van om gehoor te gee en te luister, roei sy hulle uit. Wanneer Sagaria, die seun van Jojada, opstaan en vir die volk vra, waarom oortree julle die gebooie van Jahwe? Dan smee hulle in plaas daarvan om te luister en te hoor, smee hulle samesmering teen hom en stenig hom op bevel van die koning in 2 Kronieke 24 vers 20 tot 21. Matteus 23 vers 34 som hierdie geskiedenis van Israel en die leierskap van Israel so mooi op wanneer hy sê, daarom kyk ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in sinagoges gesel, en van een stad na die ander vervolg. Die verhaal van Israel se geskiedenis rondom die gestuurdes van Jahwe en die profete is om nie te luister nie, om te volhard, om te verhard en om dood te maak. Die landbouers, die leiers van die volk het die profete en die gestuurdes van Jahwe geminag, verag en doodgemaak. En so is dit ook in hierdie gelykenis, wanneer hierdie diensknegte kom, dan is dit telkens weer wanneer Joshua stuur, dan is dit weer dieselfde en hulle maak hulle weer net dood. Die herhaling van Jahwe se genade om profeet op profeet, om gestuurde op gestuurde te stuur, om die volk te oortuig van sonde, om terug te keer na Jahwe, bring eintlik by die volk net 'n verharding, sodat hulle in plaas van om te luister, net al hoe meer bloed op hulle hande vergader. Selfs wanneer die eienaar sy eie seun later na hulle toe stuur en sê my seun sal hulle spaar, dan vat hulle hierdie seun van die eienaar, hulle vat Joshua en hulle maak hom buitekant die stad dood. En hulle het dit geneem, vers 39, en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer die eienaar dan kom, wat gaan hy met hierdie landbouers doen? Vers 41. Hulle antwoord hom, die slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. En hier begin ons by die kern van die reeks waarmee ons nou besig is. Omdat hulle nie luister nie, omdat hulle die profete doodmaak, omdat hulle hierdie ongehoorsaamheid in opstand tot Jahwe is om nie te luister nie, wat sê die woord? Slegte mense, hulle sal 'n slegte dood sterwe. En dan lees ons, dan gaan ons van daar af na Matteus 22 toe, net so vanaf vers 1 af. Wat direk hierop volg, en Joshua het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En sy dienaars uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof. Maar het hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en die ander na sy handelssaak. Die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Sien nie die presiese herhaling van wat ons nou net gehad het, en dan vers 7, toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop verskoon, sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie, gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Matteus 22 dan, begin met hierdie verhaal van die vader wat 'n bruilof vir sy seun aanbied. En hy nooi hierdie genooides na die bruilof toe, en ons weet dit is 'n beeld van Joshua
Jahwe wat Yeshua stuur as die bruidegom, en dan nooi hy al hierdie genooides, hy kom na Juda toe, en hy nooi hulle in om die evangelie te aanvaar, om na Yeshua toe te kom, om in te kom in die bruilofsaal, om Yeshua te aanvaar, en om deel te hê aan die bruilofsmaal. En die tyd is gereed, en hy stuur sy genooides, hy stuur na die genooides, maar hulle wil nie kom nie, elkeen het 'n verskoning, elkeen is besig met 'n ander ding. En kyk, dan stuur hy weer na hulle, sê, kyk, die maaltyd is gereed. Wanneer kom julle oor? Maar hulle het al daaraan nie gesteer nie en weggegaan, die een na sy eie stuk land en die ander na sy handelssaak, en die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Geliefdes, presies wat ons reeds gelees het, gebeur weer. In plaas daarvan, wanneer Yeshua hierdie blye boodskap van die evangelie verkondig, in plaas daarvan om dit aan te neem, dit aan te gryp, om in te kom, om hulle te verbly daar, en nou hulle besig met allerhande ander dinge. En in plaas van om te luister, het hulle sy diensknegte gegryp, mishandel en doodgemaak. En dis die verhaal van Israel deur al die eeue. In plaas daarvan om na die profete en die gestuurdes van Jahwe te luister, maak hulle eerder dood en luister nie daarin. En daarom die woorde van Jahwe, toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword, en hy het sy manskappe gestuur, en daar die moordenaars omgebring, en hulle stad aan die brand gesteek. En nou word hier die woorde, wat ons in Matteus 21 gelees het, wanneer Yeshua sê, slegte mense, hy sal hulle slegte dood laat sterf. Nou kom Jahwe en hy sê, wat sal die koning doen? Hy sal sy manskappe stuur, hy sal hulle doodmaak en hulle stad aan die brand steek. En dan stuur hy sy diensknegte en hy sê, gaan op die kruispaai en bring almal wat julle kan vind. Hierdie twee gelykenisse hanteer presies dieselfde verhaal. Eerstens, Jahwe wat sy diensknegte elke keer stuur, eerstens om vrug bymekaar te maak, tweedens in die tweede gelykenis om hulle uit te nooi vir die wingerd, maar dan kry ons hierdie opstand hierdie self, daar is verwagting dat hulle moet vrugte oplewer, dat hulle moet inkom, die genooides moet bly wees, hulle kom in om hierdie bruiloft te vier, maar in plaas daarvan is die veragting, ons maak die diensknegte dood, selfs wanneer die seun gestuur word, maak ons hom dood, dieselfde wanneer hierdie diensknegte kom om ons uit te nooi, ons maak hulle dood. Wat sal die eienaar dan doen met hulle? Slegte mense, hy sal hulle slegte dood laat sterf. Hy stuur sy manskappe om hulle dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. En dan sal hy die land verhuur aan ander wat hom die vrugte sal gee, en hy sal uitgaan op die paaie en almal nooi. So weet ons dat Jahwe stuur eers vir die twee stamme om vrug in te voer, of bymekaar te maak van die twee stamme, en dan stuur hy die twee stamme om hulle in te nooi vir die bruilof, maar hulle wil nie, hulle maak dood, en selfs Yeshua maak hulle dood, en na Yeshua se sterfte en opstanding, dan stuur Yeshua besonderlik na die 10 stamme. Maar nou kom ons by die klimaks van hierdie verhaal. Die klimaks van die verhaal is, wat gaan hierdie eienaar met hierdie landbouers en hierdie genooides doen, omdat hulle nie luister nie. En dan lees ons in Matteus 23, en ek wil jy moet daarop oplet, dat Matteus 21, 22 en 23 presies dieselfde tema het. En Matteus 23 is die klimaks van die aanklag, want wat hier besig is, Yeshua is besig om aan hulle, jy kan onthou in Matteus 21 vers 35, toe hulle gehoor het dat hy van hulle spreek, die skrifgeleerdes, die owerpriesters, die leiers van die volk. Yeshua is besig om hier 'n aanklag teen hulle te bring, om vir hulle te sê, julle moes die volk geleer het om Jahwe te dien, om my te aanvaar, maar julle het die teendeel gedoen. En daarom spreek ek 'n oordeel oor julle uit. Matteus 23, kom ons lees vanaf vers 23 af. Wee julle skrifgeleerdes,
En Fariseërs geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmagtigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat julle ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook, van buite vir mense wel regverdig, maar binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges, en julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel gehad het aan die bloed van die profete nie. Baie duidelik kom hy hier terug en hy getuig van hierdie verhale wat ons gehad het, van die gestuurdes, die profete, die gesandte van Jahwe, wat hulle doodgemaak het. Vers 31, julle gee dus teen julle self getuienis, dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Hierdie begrip, slange, addergeslag, is 'n besonderse benaming wat Jahwe aan die fariseërs en die skrifgeleerdes gee. Ook Johannes die Doper spreek hulle dit aan in Johannes 3 vers 8, wanneer hy hulle na hom toe sien kom, wanneer hy dan vir hulle sê, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van Jahwe ontvlug? En dan sê hy vir hulle baie duidelik, en dis 'n imperatief, dis 'n opdrag, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dis baie duidelik dat hulle moet gehoor gee om vrug te bekeer, om vrug te dra, maar hulle wil nie. Vers 34, daarom kyk ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en vloekpaal kruisig, en sommige van hulle in die sinagoge gesel, en van die een stad na die ander vervolg. En dan belangrik, vers 35, sodat oor julle kan kom, al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Sagaria, die seun van Berechia, wat julle vermoor het, tussen die tempel en die altaar. Al hierdie bloed, wee julle, fariseërs, skrifgeleerdes, addergeslag, want julle is hierdie valsheid. Julle is veronderstel om die vrug van die volk voor te bring. Julle is veronderstel om in te kom na die bruilof, maar julle weier, en daarom sal ek julle oordeel, want in plaas van vrug is dit bloedvergieting. Kan jy onthou wat ons in Jesaja 5 gelees het? Ek het verwag dat my wingerd sou vrug oplewer, maar al wat dit was bloedvergieting van die regverdige. Daarom dan die klimaks in vers 36, voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Geliefdes, wanneer ons verwys na die woord geslag, is dit die woord genia, wat beteken generasie. Wanneer ons verwys na die woord genos, dan verwys dit na ras of etniese groep. So hier, wanneer hy genia gebruik, verwys hy na generasie. Dis nie 'n geslagslyn wat afloop nie, dis 'n generasie. Almal van julle wat hier is, almal van ons wat hier saam is 'n generasie. Wanneer Yeshua dan vir hulle sê, dat al die regverdige bloed, wat deur julle en julle vaders vergiet is, sal op julle, wanneer Yeshua dit sê, sê hy vir hierdie generasie wat voor hom is, wat in sy tyd leef, al hierdie onskuldige bloed, sal op hierdie generasie besoek word. Vers 36, voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag generasie kom. En dan
In vers 37 die hartseer woorde, Jerusalem, Jerusalem, want dis die generasie waarmee Yeshua praat, jy wat moes vrug opgelewer het, jy moes ingekom het op die uitnodiging, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hennaarkuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Geliefdes, en dit lei ons reeks in met hierdie gedagte van Jahwe se liefde, Jahwe se toenadering, Jahwe wat na sy wingerd toe kom, Jahwe wat na sy genooides uitnooi, en Jerusalem, die twee stamme, die leierskap eerstens, en dan die hele volk wat dit verag, wat dit verwerp, wat sy profete doodmaak, wat sy seun doodmaak. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hennaarkuikens onder sy vlerke, so wou ek julle bymekaar maak, maar julle wou nie, en daarom die volgende vers 38, kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Kyk, ek sal julle vernietig. Geliefdes, dit herinner ons aan telkens wat Jahwe gesê het in Matteus 21, dat die slegte mense, ek sal hulle slegte dood laat sterwe. Matteus 22, hy sal sy manskappe stuur en hy sal hulle doodmaak en hulle stad aan die brand steek, omdat julle nie wil luister nie, sal ek julle vernietig en julle huis woes laat. Dan keer ons vir 'n oomblik terug na die einde van daardie eerste gelykenis van Matteus 21, vers 42, nadat hy gesê het wat hy met hierdie landbouers gaan doen en hierdie grondgebied, hierdie wingerd gaan uithuur aan ander landbouers, waar hy vir Juda sê, ek gaan julle vernietig, maar ek gaan dan weer opnuut na die 10 stamme toe stuur. Vers 42, Yeshua sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouers verwerp het, deur die hoeksteen geword, hy het van Jahwe gekom en is wonderbaar in sy oë, in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van Elohim sal van julle weggeneem en aan die volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Geliefdes, Yeshua sê hier vir hulle, omdat julle die vrugte van die koninkryk nie dra nie, daarom sal die koninkryk van julle weggeneem word. Kan julle onthou wat sê Romeine 11? Dat daardie makolyftak word afgebreek, sodat die wille olyftak, die 10 stamme ingeënt kan word, nie tot vernietiging op die einde van die 2 stamme nie, maar sodat hulle jaloers kan word en ook sal inkom. En hier gebruik dit dat Jahwe sê, ek sal julle 'n einde bring, ek sal julle slegte dood laat sterwe, en ek sal uitgaan en ek sal daardie 10 stamme innooi, want hulle sal die steen wat julle die bouers verwerp het, die steen wat die hoeksteen geword het, die beginsel van alles. Julle was so besig met wette en onderhouding van alles, maar my, die lewende steen, die hoeksteen, het julle verwerp, sodat julle nie ingebou is in die tempel van Jahwe nie. Elkeen dat hierdie steen van Yeshua nie glo nie, wat nie op hom bou nie, daardie steen van Yeshua sal hom verpletter. En net soos die fisiese vernietiging van hulle stad en van hulle lewens van daardie generasie geprofeteer is, wat ons as dit Jahwe se wil is, volgende keer mee verder gaan, so sal hulle, as hulle nie gehoor gee nie, ook geestelik verpletter word, as hulle nie op Yeshua bou nie. En ons sluit af vanmôre
Met hierdie tema en die verwagting van dit wat voorlê, want hierdie moet nou in vervulling tree oor hierdie generasie met wie Yeshua praat, hierdie mense, hierdie owerpriesters en hierdie fariseërs wat voor hom staan, dit moet in vervulling tree in hulle lewe, omdat julle nie wou vrug oplewer nie, omdat julle nie na die bruilof wou kom nie, omdat julle voorgeslagte en julle die profete doodgemaak het, Yeshua doodgemaak het. Daarom, julle is slegte mense, wee julle, slag na ander geslag, julle sal slegte mense, julle sal 'n slegte dood sterf. Julle stad sal vir julle aan die brand gesteek word, en julle sal omgebring word. Julle huis sal vir julle woes gelaat word. Al die regverdige bloed, van Abel af, wat gestort is, sal op julle geslag neerkom. Geliefdes, wat 'n geweldige oordeel spreek Yeshua nie uit oor hulle wat daar voor hom staan nie. En elke woord, en dit is die wonder, en ons sien daarin deel van die goddelikheid van Yeshua, waarin Yeshua kan sê in Matteus 24 vers 35, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. My woorde, sê Yeshua, is ewig. Dit wat ek nou oor julle uitspreek, omdat julle nie luister nie, omdat julle nie vrug dra nie, omdat julle nie na my toe kom nie, omdat julle julle harte verhard en die profete doodmaak, en ook my gaan doodmaak. Elke woord van oordeel wat ek tot julle spreek, sal oor julle volbring word. As dit Jahwe is, sy wil is, gaan ons volgende week verder. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, U woord is ewig waar, en U is getrou van geslag tot geslag. Vader Jahwe, ook wanneer U 'n oordeel uitspreek, is dit onveranderlik. En Vader Jahwe, dan dink ons aan die geweldige oordeel wat U oor Juda en oor die leiers van die volk daar in Jerusalem uitspreek om hulle te vernietig, om hulle te verdelg. Omdat hulle nie na U stem wou luister nie. Omdat hulle Yeshua nie wou aanvaar nie. Vader Jahwe, so weet ons, lê daar 'n geweldige oordeel voor vir elkeen wat Yeshua nie aanneem nie. Help ons om nie net met lippetaal nie, nie net met woorde nie, maar met ons hele wese Yeshua aan te neem, hom te glo, hom te volg met 'n volkome hart. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Kom ons hef ons hande op en ontvang ons die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.